Toe ons net in Moreesburg gekom het, dus ons kindertjies nog baie klein, baie jare terug, en ons het so 'n klein katjie gehad, Karwali, en met die wat ons hier aankom, ek weet nie van julle, of julle ook al gehoor het daarvan nie, blykbaar loop katte gewoonlik weg as jy hulle van 'n ander plek afbring na 'n nuwe dorp toe en so aan, en hierdie vrees oorval my, want as hierdie klein katjie en die arme kinders is vreeslik erg oor die kat, en die kat gaan wegloop, so, ek dink toe by myself, waar is die plek wat die meeste kennis by mekaar versamel is, so met ander woorde, MKB, want jy weet mos daar so, is die wyse manne, so ek is so en toe, gewoonlik staan daar mos 'n paar van die wyse manne daar rond met 'n koppie koffie, en hulle weet mos hoe om al die probleme van die land op te los, so ek is toe so en toe ek aankom, so waar is wagties, hier staan 3 wyse manne, staan en drink koffie, en ek stap in, en ek groet almal, en ek sê, goeiemôre manne, en ek sê, man, ek het so 'n klein katjie, en ek het nog nie eers my sin klaar voltooi nie, toe sê die eerste ou vir my, bang die kat loop weg, volgende ou sê, laat klim hom in 'n boom voor die huis, die volgende ou sê vir hom, hy sal nooit wegloop daarna nie. Dog met myself, yes, dit klink vir my na 'n goeie plan, en soos ek op pad terug huis toe, en ek kom by die huis aan, nou is ek vol van bravade, en ek vertel vir die familie, hoorie, versê, dis nou wat ons gaan doen, ons gaan hierdie kat in die boom laat klim, en hierdie man het gesê, dis nie 'n probleem nie, as hierdie kat in die boom is, en dan sal hy afkom, en dan van daar af, dan het ons nie 'n probleem nie, so, ons het sulke klein, op daai stadium was dit klein palmboompies, daar voor die huis, hulle is nou baie groot, een of ander rede besluit ons, dis 'n goeie boom om die kat te laat inklim, en daai kat is altyd in die boom op, en hy is omtrent tot heel bo, en hier staan ek, nou wat nou, en ek roep die kykie wil hy afkom nie, kossies aan die onderkant, kykie wil hy afkom nie, hier sit die kat in die boom, so wat, fontein van kennis, weer terug MKB toe, ek kom maar by die man, ek sê vir hulle ouens, wat nou, toe ek instap, toe kyk die eerste ou my so, hy sê, kat sit vas, ou sê, kry 'n tou, maak het in die boom vas, derde ou sê, hak het in die bakkie en buig die boom, kat sal afspring. Toch, maar het klink na 'n goeie plan, ek is weer terug huis toe, trek die bakkie aan die pad, maak die boom vast, kat tou, ek begin stadig vorentoe ry, kindertjie staan met die kussinkie, hulle gaan die katjie vang, stadig vorentoe, boom buig, stadig vorentoe, boom buig, stadig vorentoe, boom buig, stadig vorentoe, tou breek, kat, kindertjies huil, zeggen, ek is soos in nou, dit is die einde van die storie. Alle stories het nie happy endings nie. Ek is toe nou soos in nou, kom maar by die koöperasie aan, hier sit die manne, toe ek so instap, kyk die een so vir my, hy sê, tout gebreek, nee. Kyk so, ek sê, ja, hy sê, jy het seker, wonder seker nou, moes jy nie dalk 'n sterker tou gebruik het nie. Derde ou sê vir my, hoe ver moes die boom nou eintlik gebuig het? Ek staan en kyk hulle so, ek sê, nee, ek wonder nie een van daai goeders nie, ek wonder net by julle, hoe het julle hele katte uit die boom uit gekry? Ou sê, nee, een van ons het 'n kat hier, ons gee maar net altyd raad om die katte uit die boom uit te kry. Nou kan ek vanoggend vir jou 'n bietjie raad gee. Daar's ongelooflik baie mense wat vir jou wil raad gee, spirituele raad, wat dit nie self doen nie. Julle het al agtergekom. Almal het ongelooflike planne, maar hulle doen dit nie self nie. Hulle wil vir jou vertel hoe om 'n ding te doen, maar dan kyk jy in hulle lewens en dan gebeur dit nie so nie. So pas op vir dit. Pas op om vir mense te luister wat al die raad in die wêreld het en al die verduidelikheid in die wêreld het, maar self in hulle eie lewe sien jy nie die vrugte van dit nie. En ek het gedog, vanoggend wil ek net bietjie, ek het laasweek het ek daaroor, en moenie, dis nie 'n vervolgverhaal nie, so as jy nie hier was nie, dan is dit okay. Maar ek het gepraat oor gebed, en hoe ons baie keer sukkel om te bid, want ons mompel, ons val oor ons woorde, en ons weet nie wat om te sê nie, en ons weet nie hoe om afgeronde woorde te gebruik, om hierdie perfekte gebed te hê nie, en hierso is die punt rondom dit is, jy hoef nie.
Daar's nie 'n kursus van hoe om te gaan bid nie, want daar is nie die regte woorde nie. Daar is net die woorde. En die punt is om te bid. So ek wil nou vanoggend vir jou vra, hoe gaan dit met jou gebedslewe? En jy hoef my nou nie te antwoord nie, maar beantwoord bietjie hier in jouself. Hoe gaan dit met jou gebedslewe? Want ek wil amper vir jou sê, dis amper 'n direkte korrelasie van hoe dit met jou lewe gaan. Want ek dink nie ons het 'n idee hoe belangrik gebed is nie. So my vraag is, hoe gaan dit met jou gebedslewe? Het jy enigsins al daaraan gedink om ek het laasweek het ek gesê, of 2 weke terug het ek gesê, stel jou wekker op jou telefoon vir 2 minute oor 11. Lukas 2 vers 11, Lukas 11 vers 2, waar staan, laat u naam geheilig word in die 33 vertaling. Waar ons bid, waar Jesus sy disippels leer bid, en dan leer die disippels bid, en dan sê hy vir hulle, so moet julle bid. En dan op 'n stadium sê die versie, laat u naam geheilig word. So met ander woorde, wat ook al gebeur, laat u naam geheilig word. Wat ook al ons doen, laat u naam geheilig word. Wat ons ook al vra, laat u naam geheilig word. Met ander woorde, daai hele konsep van, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak hoe dit werk nie, maak nie saak wat jy voorvaar nie, dit moet nog steeds tot eer en verheerliking van God se naam wees. So met ander woorde, het jy dit al geïmplementeer? Het jy al gebedsversoeke geïmplementeer? Met ander woorde, het jy al gegaan en gesê, ek gaan bid vir 'n klomp goeders? En dan is my tweede vraag, hoe gaan dit? Want sien, as jy iets daar sit, en jy het nie 'n doel om daar uit te kom, of 'n plan om daar by uit te kom nie, dan is dit 'n droom. Dit is nie 'n werkswyse nie. Jy moet konkreet iets op papier sit. Hoop is nie 'n manier om iets te doen nie. Jy hoop nie op iets nie. Hoe is die ou gesegde, spoeg in jou een hand en hoop in jou ander hand en kyk wat een is die meeste. Verstaan, hoop help nie. Ek kan nie ek hoop nie. Wat dra die meeste vrugte? Soos enigiets in hierdie wêreld en in hierdie lewe kan jy maar net aanploeter en half dieselfde paadjie loop. Of jy kan op 'n stadium 'n konkrete besluit maak om verandering in jou lewe aan te bring. Veral as iets nie werk nie. As dit wat jy nou doen nie werk nie, hoekom hou jy aan om dit te doen? Verander dit dan. En dan het ek 'n tweede opvolgvraag op dit is jy besig om voor te berei om vir ander mense te bid? Bedoelende, het jy 'n gebedslysie? Het jy 'n gebedsboekie? Het jy 'n ding waar jy ergens dit neerskryf? Ek kan onthou in ons badkamer of in ons toilet het die kerk se almanak altyd gehang en dis hoekom ons onthou het wanneer wie verjaar. Deesdae is dit daarom op telefone, maar ek meen of op WhatsApp of op Facebook of soos ek sekere mense ken wat jou bel en sê geluk met my verjaarsdag. Maar dit was half 'n ding gewees waar mense ook, my ma het op dit geskryf om te bid vir mense. En hier is die belangrike gedeelte. Begin klein. Hoeveel keer het ek al gehad, dan sê kinders vir my, oom, ek weet nie om Bybel te lees nie. Dan sê ek, kan ek vir jou raad gee? Begin versie vir versie. Ons wil partykeer iets aanpak, het jy al agterkom, jy gaan vol spoed in hierdie hele ding in, en dan sit so, ek gaan al hierdie goeders doen en so aan, en dan, en hoeveel van julle se garage staan daar fietsse en walkers en dan word dit op die ou einde klere rakke, want jy het dit gekoop met die beste intensies, maar jy voer dit nie deur nie. Hoeveel van ons het kaste vol stokperdjies wat ons nie beoefen nie, want ons voer dit nie deur nie. Want ons, om 'n Engelse woord te gebruik, ons expectations was te hoog. En dit gebeur baie keer met Bybel lees. Ons wil 'n hele hoofstuk lees
en dan is dit net te veel. Ek wil regtig vir jou sê, as jy sukkel om Bybel te lees 3 versies. Ek is ernstig. Lees 3 versies. Maar lees die 3 versies intens. Lees dit met aandag, lees dit met asof dit die laaste keer is in jou lewe wat jy daai 3 versies moet lees, want as jy dit klaar gelees het, moet jy nie vir jouself vra, "Jesus, wat het ek nou net gelees nie?" Dit gebeur ook, het jy al agterkom baie keer het klaar gelees, dan moet jy teruglees want jy kan nie onthou wat jy gelees het nie. So dis belangrik om begin klein en dan groei jy. Dis soos enige iets. Dit begin klein en dan groei dit en dit word groter en dit word groter en dit word groter. En dis dieselfde met gebed. Ons moet eers gemaklik raak met bid voordat dit kan groei. Want ons bid baie keer sulke, ek wil amper sê, hoekom doen jy moeite om te bid? Want dis sulke half, sê van 'n riefelsel as jy nooit getel het. Het ons nou al gebid vir die kos, of het ons nog nie gebid vir die kos nie? Jy laat agterkom ons rammel sulke rympies af. Ons vergeet van rympies. Kom ons bid soos kleintjies, uit hulle harte uitbid, wat jy op 'n stadium vir hom sê, okay, dis nou klaar, want anders te gaan draai hy by Tantilli se hond daar in die straat daaronder. Maar hy bedoel dit. Kan ons groot mense nie 'n bietjie 'n bladsy uit hulle boeke uitvat nie, waar ons regtig dit wat ons bid bedoel, en waar ons so raak eers gemaklik met gebed, en daarna begin jy groter en groter gaan. Probeer eers jou eie woorde kry om te bid, en bid van hier af, bid opreg, bid in jou eie woorde. God het nie groot woorde nodig nie, hy het net woorde nodig. Dis soos in al wat hy wil hê is net, ons het nie nodig om hierdie ongelooflike flamboyante, want die Bybel sê vir ons op 'n stadium, almal staan met hierdie pragtige klere op die straathoeke en praat hierdie groot woorde, maar hulle is wit geverfde grafte. Binne is dit dood. Dit lyk pragtig aan die buitekant, maar binne is dit dood. So kom ons probeer om bietjie weg te beweeg van daai. Begin klein, begin by die klein eenvoudige woordjies en dan gaan jy groter. En dan, hierdie is soos enige iets, dis oefening. Ons moet groter en groter en groter. Ons kringetjie gaan uitbreek soos wat ons gaan en later sal ons op 'n stadium op 'n punt kom wat ons kan sê, okay, nou is ek is reg daarmee om nou te kan bid. Matteus 7 sê die volgende gedeelte: bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Hier's 3 goed wat hier uitkom en ek sien dit asseblief raak. Bid. Punt nommer 1, jy kan nie vir iets, dis soos goed, jy gaan vang nie vis en jy sit nie aas aan die hoek nie. Jy moet bid, die woorde moet daar wees. Bid en sal vir julle sal gegee word. Dis 'n belofte wat God vir jou gee. As jy bid, sal ek vir jou gee. Hier sê dit, Matteus sê dit. As jy bid, sal God dit vir jou gee. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor hoekom jy nie kry nie. Maar op hierdie oomblik gaan ons net eers op die belofte. Want onthou, ek maak vir my kind 'n belofte en ek het vir hulle gesê, as ek vir jou 'n belofte maak, sal ek dit nooit nie uitvoer nie, tensy daar regtig ekstreme omstandighede is. So ek beloof hulle, as ons in die Kaap kom, argument tot halwe, sal ek vir jou 'n rugbybal koop. Dit het nog nie gebeur nie, maar die belofte is daar. Bid en daar sal vir jou gegee word. Soek en jy sal vind. Soek en jy sal vind. Dan die derde een is klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Kyk hoe intensifiseer elkeen van hierdie gedeeltes.
Die eerste een is bid. Bid is 'n eenvoudige aksie waar jy op jou knieë gaan, of hoe ook al jy bid. Jy gaan op jou knieë, jy gaan met jou kop af, maak jou oë toe, kyk op, steek jou hande in die lug, wat ook al, elkeen van ons bid verskillend, maak nie saak nie. Die punt is, die eerste ding is 'n redelike eenvoudige aksie. Dis letterlik gaan sit, maak jou oë toe en bid. Maar dan gaan dit na die volgende vlak toe. Soek. Soek kan jy nie doen op jou bed nie. Jy kan nie daar sit en soek nie. Jy moet beweeg. Jy moet uitgaan. Jy moet iets meer doen. Bybelstudie, nie Bybel lees nie. Daar's 'n verskil. Bybel lees is om die Bybel te vat en dit te lees en dit toe te maak en dan het jy Bybel gelees. Bybelstudie is om die Bybel oop te maak, 'n pen by jou te hê, 'n papier by jou te hê, 'n iPad, 'n tablet, 'n boek of wat ook al en goeders neer te skryf. Dis Bybelstudie, want nou is jy besig om te soek. Jy steek nie vas by net die lees nie. Jy steek nie vas net by die bid nie. So die eerste vlak is eenvoudig. Bid en jy sal kry. Maar wat moet jy doen om te kry? Jy moet gaan soek. So nou gaan jy uit, nou is jy besig met 'n aktiewe proses, nou is daar iets meer daaraan betrokke. Nou soek jy en jy sal vind. En wat is die ou gesegde? Ons kry mos altyd daai ding eers op die laaste plek wat ons gesoek het na hom. So soek en jy sal vind. Nou intensifiseer dit nog meer, dit raak nog meer. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Kyk hierso. Dis daai is 0, daai is 1, daai is 2. Klop. Hoe klop jy? Dit hoe jy klop. Nee. Jy klop. Dan maak die ou nog nie die deur oop nie. Dan is dit weer. Ek weet jy's daar binne. Dis nie klop nie. Dis klop. Want jy klop totdat iemand die deur oopmaak. Jy klop nie een keer nie. En dis wat God vir ons hierso sê. Die eerste ding is jy begin by die basiese vlak. Almal van ons kan dit doen. Ons kan ons oë toemaak en ons gebedjie sê. Maar jy kan dit nie daar los nie. Dan moet jy begin soek daarna. En as jy begin soek daarna, dan gaan jy dit vind. Ek het nou die dag 'n ding gelees en dit is nogals vir my baie lank terug, maar dit is nogals vir my, ek wil amper sê 50% waarheid in, maar dit het my laat dink. Sodra jy begin soek na God, het jy hom lankal al gevind. Hoor gou mooi wat sê dit. Sodra jy begin soek na God, het jy hom al lankal gevind. En ek hoor wat die skrywer sê, ek stem nie meer 100% daarmee saam nie, maar hy het iets weet. Want as jy begin soek na God, weet jy hy's daar. So nou is jy besig om te begin wonder, want nou is jy besig om te soek. Jy's klaar by stap 2. En dan klop jy, en daar sal vir jou oopgemaak word. Maar dis nie een keer se klop nie, dis klop. En dan gaan vers 8 aan om vir ons te verduidelik. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, word oopgemaak. Sien, dis nou daai gedeelte hier aan die bokant hierso. Daai gedeelte kom af hiernatoe, want daarso is as jy bid, gaan jy ontvang. As jy soek, gaan jy vind. As jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word. Dis nie ewe skielik net dit hang in die lug nie. God maak die belofte aan ons en hy sê vir ons, ek gaan dit vir jou gee, maar jy moet die werk insit. Hy sê vir die Israeliete ook, ek sal vir julle 'n God wees, maar, daar's altyd 'n maar, jy moet vir my 'n volk wees. Niks in hierdie wêreld kry jy verniet nie, nie eers pak slaan nie, jy verdien hom. Dink mooi daaroor? Niks. En as jy iets verniet kry, dan waardeer jy dit nie. Dis hoekom ons altyd sê, al kan jy R10 gee, gee iets, want dit vat iets van jou af. Dis vir my belangrik daai. Bid, soek. So wat is bid? Wat is soek?
wat is klop? Bid is om 'n basiese, nederige versoek en of behoefte voor God se voete neer te lê. Hoor die bewoording, asseblief, hoor die bewoording. Bid is om 'n basiese, nederige versoek. Met ander woorde, 'n behoefte, nie 'n nice to have nie, 'n must have. So met ander woorde, iets wat jy regtig nodig het, om 'n basiese, nederige versoek, of behoefte, voor God se voete neer te lê. Met ander woorde, as ek bid, dan vat ek daai behoefte van my en ek lê dit voor God se voete neer en ek sê vir hom, God, hierso is wat ek wil hê. Asseblief, Papa, asseblief, ek soek 'n nuwe rugbybal, asseblief. Papa kan nog steeds nee sê. Papa hoef nie vir alles ja te sê nie. As Papa vir alles ja sê, is Papa nie 'n goeie Papa nie. Want dan bederf jy kinders. So met ander woorde, basiese nederige behoefte, en ons gaan lê dit voor God se voete neer. Met ander woorde, ons gaan wy dit aan hom. Hier is my vraag, wy jy jou gebede aan God, of forceer jy dit op hom af? Jy druk nie vir God in 'n blik nie. Hierdie van ons gaan 20.000 mense bymekaar kom en ons gaan nou bid vir reën. Ek raak bietjie bekommerd oor dit, want nou sit dit numbers, so hoe meer nommers ons bymekaar het, hoe beter kans staan ons daarvoor. Is jou hart, is jy besig om met jou hart te bid, of as jy probeer jy vir God in 'n blik druk? So pas op vir dit. Pas op vir daai ding van hoe meer ons is, hoe beter is dit. Dit is nie die punt nie. Waar 2 of meer in my naam versamel. Nie 2 miljoen nie, 2 of meer. Vir God gaan dit oor 'n verhouding, dit gaan nie oor 'n klomp getalle nie. Wat is die soekgedeelte? Om moeite, tyd en fokus toe te pas. Moeite, tyd en fokus toe te pas, om God se wil na te jaag. God se wil, nie jou wil nie, God se wil. Jy kan vra, maar is dit God se wil? Laat U naam geheilig word, as dit U wil is. Klop, die voortdurende handeling. Dit is 'n aangaande proses en geduld om ingang te bekom. Dis hoekom jy klop aan 'n deur. Hoekom klop ons aan 'n deur? Want ons wil hê die deur moet oopgemaak word. Jy klop nie net aan 'n deur nie, so tensy jy tok-tokkie speel. Maar jy klop nie net aan 'n deur om net te klop nie. Jy klop aan die deur sodat jy wil hê die deur moet oopgemaak word, dat jy kan ingang of om inligting te bekom. Dis belangrik om daai goeders te verstaan, om te kan sê, okay, maar dis hoekom dit belangrik is. Dat ons kan weet, God het alles wat, hy wil dit vir ons gee, maar hoe vra ons dit vir hom? Hoe is ons besig om die goeders aan hom te kommunikeer? Ons het nie 'n idee hoe sterk die krag van gebed is nie. En dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. As ons bid in God se naam, dan gee God vir ons goed. As ek het laas keer gesê, dit gaan nie oor die ou wat bid nie, dit gaan oor die een wat dit ontvang. Ons doen die gebed, God doen die doen. As ons en hierdie is die belangrike gedeelte, as ons in gebed intree, met ander woorde, as ons in gebed ingaan, en dis hoekom die Bybel sê vir ons, gaan in jou binnekamer in as jy bid. Wat beteken dit? Dit beteken, as jy dit doen, is jy besig om 'n stuk van jou dag, van jou minuut, van jou sekond, van jou uur, 5 sekondes uit jou dag uit te kerf, wat aan God gewy is. Ek is nie besig om dit maar net deel te maak daarvan nie. So, dis sommer 'n gedagte wat dit is om God eerste te stel gedurende daai tyd.
as hy telefoon van my 2 minute oor 11 afgaan, dan gaan staan ek 'n slag net weer stil, en dan is dit net soos in, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied. Laat U wil geskied. Net herinner myself net daaraan weer, het ek vandag al aan God gedink? Het ek al by hom stil gestaan? Het ek al, ek wil amper sê, ingecheck? Want hy is die hele tyd by ons, maar is ons die hele tyd by hom? Hy julle ding net van bietjie stil staan. Dit gaan oor God. En die Engels sê dit vir my so mooi, en ek wil die Engels gebruik. We are entering the throne room of God. Dis ongelooflik mooi. We are entering the throne room of God. Met ander woorde, dis waar God op daai, ek wil amper sê op daai stoel sit, en waar sy teenwoordigheid die hele tent so dig bearbei is, ek weet nie wat sy regte woord nie, dat as jy in dit intree, dan voel jy dit. Het julle al gevoel, ons was nou in die Kaap, ons nou die naweek gewees, as daai mis oor jou kom, dan voel jy dit. Dis nie, jy mis nie die mis nie, jy voel dit, want dis ewe skielik daai koue, en dis 'n ontsag, dis soos tot binne in jou bene. Jy voel dit. Voel jy God se teenwoordigheid as jy in dit instap? Dis daar, jy moet in dit inbeweeg. Beweeg jy in dit in? Is jy besig om, as jy met God praat, regtig die wêreld rondom jou stil te maak en in sy teenwoordigheid in te beweeg? Of is dit maar net soos in seën Vader, goed sal is dit? En dan wonder ons hoekom antwoord God nie ons vrae nie. Dan wonder ons hoekom beantwoord God nie ons gebede nie. Want as jy my so gaan hanteer, hoekom moet ek aandag gee aan jou? En ek voel God is God. Almal van ons was al hier, waar jy bid en net niks gebeur nie, en dan is ek nie regtig verras dat daar niks gebeur nie. Ek het geweet daar gaan niks gebeur nie. Het jy regtig gebid met die gedagte dat iets gaan gebeur? Of het jy gebid omdat jy moet bid? Hoeveel van ons sê ons is Christene? En ons weet regtig wat dit beteken. Hoeveel van ons sê regtig, ek is 'n Christen, maar sien ek dit aan die vrugte van die Gees? Sien ek dit aan jou? Of moet jy dit vir my sê? Soos is jy 'n Christen? Kan ek dit in jou sien? Weet jy wat die ergste van alles? Ek het okay geraak daarmee om nie gebede verhoor te kry nie. Ek is op 'n stadium, dit is maar wat dit is. Ek gaan bid, God gaan nie antwoord nie. Of, dit is eintlik maar net nee. So kom bid ek. Hoeveel van ons is daar? Hoeveel van julle is daar waar jy net soos, dit gaan nie in elk geval dat jy kry nie. Bid so half, dis maar eintlik 'n gewoonte. Dit gaan nie gebeur nie. Want as jy bid, is die gebed dan vir jou of is dit vir God? Gebed, wat is gebed? Gebed is daar vir ons om in gesprek te tree met God, om in sy teenwoordigheid te kom en met Jesus en te luister vir die rigting wat hulle vir ons aanwys. Waartoe moet ons gaan? Waartoe is ons op pad? Dit is veronderstel om jou te herinner van God se krag. En dis hoekom ek sê jy moet oefen, want dit moet 'n gewoonte raak, sodat ons naby aan Jesus bly die hele tyd. Dit moet so deel wees van jou lewe, dat jy in God se teenwoordigheid wandel die hele tyd. Die van julle wat draf en wat hardloop en wat al daai goeders doen, dink gou by jouself, as jy gemis het, dan is jy sommer krankie. Jy's nie lekker nie, dit voel nie lekker nie, want iets is kort in jou lewe. Voel ons so oor God? Voel ons so oor gebedslewe? Jakobus 5 vers 17 en 18.
En hierdie gaan oor Elia. En hoor gou wat skryf Jakobus hierso. Elia was 'n mens net soos ons. Met ander woorde, hy sê hierso, ek en jy is soos Elia. Elia was hierdie besonderse, ongelooflike ou wat op water geloop het. Hy was nes ons. Elia was 'n man nes ons. En hy het, maar luister nou mooi, en hierdie is belangrik, ernstig gebid. Ernstig, die Engels sê dit mooi, earnestly. Hy het ernstig gebid, met 'n ongelooflike hart van verwagting. Dis wat die woord ernstig beteken, met 'n ongelooflike hart van verwagting. Elia het ernstig gebid, dat dit nie moes reën nie. Hoor mooi, dis nou die teenoorgestelde wat ons voorbid. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. 3 jaar en 6 maande het Elia gebid. Hy het gebid, moenie laat dit reën nie. Toe stop het. Vers 18, en hy het weer gebid. En die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspuit. Elia bid vir nie reën nie, en hy kry dit. Elia bid laat dit reën, en hy kry dit. Wat is die verskil tussen Elia en ons? Ernstig gebid, met 'n hart wat brand vir die Here. Elia was nes ons, daar was nie iets anders dan nie. Die Bybel maak dit vir ons duidelik. Nie die hoogheilige, wat nes ons, nes ek en jy. En in daai stukkie wil ek net vir julle sê, daar's 'n paar goed wat vir my uitstaan, en ek maak nou met hierdie gedeelte klaar. En ons lees dit dalk baie keer mis, en ek dink jy het dit dalk miskien misgelees, as ek dit nie vir jou uitgewys het nie. Die eerste gedeelte is, of punt nommer 1 is, jy moet bid. Maar ek bid, Morney, ek bid. Waarvoor? Waarvoor bid jy? Bid jy vir spesifieke goed? Bid jy, Here, ek soek 'n fiets? Of bid jy vir, Here, ek soek 'n dikwiel fiets wat rooi is, met tosseltjies aan die kante en 'n mandjie aan die voorkant, en met 'n silwer klokkie en met wit rims. Nou is jy besig om spesifiek te bid. Of bid ons in die algemeen? Here, gaan met my familie. En nou sê jy vir my, maar yes, dit gaan sleg met my familie. Dan, maar wat het jy gevra? Nee, ek het vir die Here gevra, hy gaan met my familie. Wie hoe wyd is jou familie? So met ander woorde, vir wie bid jy nou eintlik? Bid jy vir jou kind, bid jy vir jou vrou, bid jy vir die hond, bid jy vir die kat, waarvoor bid jy? So kom ons wees bietjie meer spesifiek, is om spesifiek te wees. Jy mikkie vir die hemel en hoop jy val op die soller, nie? Bid spesifieks. Het jy 'n gebedslysie? Ek wil jou ernstig aanraai om 'n gebedslysie te maak vir die goed waarvoor jy bid. Ek het 'n gebedslysie, en vir my vrou alleen, en dit raak elke dag iets by, ek staan ek op 62 goed, wat ek daagliks vir my vrou bid. Vir my kinders, dit, ek wil amper sê verdubbel. Vir my seentjie en vir my dogtertjie het ek 40, 50. Vir die gemeente, ek 80 goed. Wat ek voorbid, daagliks. Wat ek gaan sit. Here, gaan dat ons gemeente groei. Yes, maar ons het 10 mense bygekry. Gaan dat dit met ons gemeente geestelik groei. Gaan dat ons gemeentelede na die kerk toe kom met 'n oop hart om die goeie woord, die goeie boodskap te ontvang, sodat hulle kan huis toe gaan en dat hulle lewensveranderend optree. Hoor jy die verskil tussen gaan saam met die gemeente en die laaste sinnetjie? Het jy 'n gebedslysie? En as jy nie een het nie, asseblief kry vir jou 'n boekie en maak daai gebedslysie. En dan
Sê nou maar, aan die voorkant is die goed wat jy gereeld voorbid, en aan die agterkant van die boekie, of die helfte van die boekie en agtertoe, is goeders wat jy spesifiek voorbid, en dan gaan merk jy hulle af. Want weet julle wat doen ons baie keer? God gee nie aandag aan my gebede nie. Wil jy nie net gou 'n slag omdraai en kyk wat agter jou aangaan nie? God het vir jou 'n huis gegee waarvoor jy gebid het. God het vir jou 'n kar gegee waarvoor jy gebid het. God het vir jou kinders gesorg. Hy het hulle beskerm terwyl hulle geswat het. Hulle is terug by die huis, etc, etc. Maar ons vergeet daai goeders. Want ons kyk net vorentoe. Ons vergeet baie keer om dankie te sê vir die goeders wat ons gekry het. Pas op vir algemene stellings. Bid op die man af. Bid met 'n skelpel wat jy fyn sny. Wat presies wil jy hê moet God vir jou doen? Vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou familie. Jakobus 4. As jy bid, ontvang julle nie. Onthou julle ek het gesê, hoekom kry jy nie? Hier is die rede hoekom jy nie kry. As jy bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Maar jy het gesê, mens kan nie verkeerd bid nie. Julle wil net selfsugtige begeertes bevredig. Dis hoekom jy nie kry. Jy bid vir selfsugtige begeertes wat jy wil bevredig. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Hierso is die teenkant van die eerste gedeelte. So hoe maak ek dit reg? Nader tot God en hy sal tot jou nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Ons kan nie onrein voor God kom staan en vir hom goed vra nie, en ek weet ons is sondig. Ek hoef nie vir jou te vertel jy is sondig nie, want ek is self een. Maar hoe doen ons dit? Is ons besig om net 'n slag ons harte skoon te maak? Kom staan ons skoon voor God en dan vra ons vir hom dit. Of kom ons maar so daaraan? Niemand wat hier sit in sy grease overall met sy vuil hande, want hy het nou net 'n trekker reg gemaak. Ons kom netjies kerk toe. Hoekom kom ons nie? Hoekom trek ek love dit om op 'n Sondagoggend aan te trek. Ek het 'n das aan, met 'n tie klip, met cufflinks, met 'n netjiese horlosie. Hoekom doen ek dit? I'm wearing the armor of God. Ek trek netjies aan, nie vir julle nie. Want hierdie das maak nie dat ek netjies is nie. Hierdie baadjie maak, this is my war uniform. As ek hiernatoe kom, trek ek myself aan en ek maak my reg om broos en kaal voor God te kom staan. Sodat ek die woord aan julle kan gee. Dis hoekom ek so lyk. Hierdie is uit respek uit vir God. Geen ander rede nie. Dis hoekom ek so lyk. En dis vir my die lekkerste ding in die oggende om aan te trek, want ek trek op my eie aan, op my eie, raak nie by die familie betrokke nie, want anders weet julle ons kom kwaad by die kerk aan. So met ander woorde, ek sorg dat ek op my eie is, en terwyl ek aantrek, is ek besig om God se genade oor my af te bid, voordat ek hier kom staan, sodat ek met julle kan praat, en met myself. Hierdie boodskap het eers in my hart gegroei, voordat ek dit vir julle gee. So dan kom ek hiernatoe, en ek kom hiernatoe na God toe, en ek kom met skoon hande, al is ek net so sondig soos jy. Met 'n skoon hart, al het ek net so 'n vuil hart soos jy. Want vir hierdie geleentheid het ek myself voorberei om skoon voor julle te kom staan. As ek hier afklim, moet ek myself weer reinig. As ek by die huis kom, moet ek myself weer reinig. Dis 'n aanhoudende proses. Weet die mense vir wie jy bid, dat jy vir hulle bid? Jy hoef dit nie noodwendig vir hulle te sê nie, maar het jy al gehoor hoeveel keer sê ons vir mense, ek sal vir jou bid, en dan gaan jy huis toe en dan bid jy nooit vir hulle nie? Doen ons dit? Of sê ons net so? Jou gebedslysie is ongelooflik persoonlik, en ek wil nie hê jy moet hom met
my deel, of met enigiemand anders nie. Dis joune. Niemand anders dan nie, dit lyk uniek aan jou. Tweede punt, jy moet ernstig bid, earnestly. Dit is om te bid met 'n ongelooflike sterk verwagting. Jy fokus op dit. Dit is om te bid sonder dat jou gedagtes ronddwaal. Weer eens, hoor wat ek sê, dis oefening. Dit gebeur nie die eerste keer nie. Met ander woorde, jy kan nie sit en bid nie, en dan ewe skielik, dan begin jy, ek het nou vergeet op, jy kan nie dit doen nie. Terwyl jy besig is met God, is jy besig met God. Dit is nie iets wat oornag gebeur nie, ek sê dit weer, soos enige iets wat dit oefening, is dit belangrik vir jou. My vraag is dit belangrik vir jou? Want as dit belangrik is vir jou, gaan jy moeite doen daarmee. As dit nie belangrik is vir jou nie, gaan jy moeite daarmee doen. Jakobus 5:16. Die vurige gebed, hoor mooi, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Die vurige gebed. Met ander woorde, jy kan nie, jy moet, en weer eens, vurige gebed is nie daai, jy kry mos ouens wat so preek en dan slaan hulle so op die dinges en dan vertel hulle vir jou hoe sleg jy is en dan dink almal, joh, daai dominee kan daarin preek. Kyk, hy het nou vir ons uit die heelheid binne in die hemel in gepreek. Dis nie vurig nie. Vurig is hier. Die vurige gebed van die regverdige, die een wat skoon staan voor God, al is jy 'n sondaar, het groot krag. Maar ek bid nie hardop nie. Wanneer ek bid nie hardop nie. Hoe moet ek dan met oorgawe of met vurigheid bid, met 'n vurige hart bid as ek nie hardop bid nie? Jy kan. Daar's 'n storie in die Bybel waar Hanna tot God bid. Want sy is onvrugbaar, sy kan nie kinders hê nie. En dan gaan die storie so, 1 Samuel 1. So, dit moes julle opgesoek het. Vers 12. Hanna is besig om te bid en sy is besig om in die tempel te wees en sy is besig om by God vurig te bid. Sy het lank tot die Here gebid. So, dit is nie 'n kort dingetjie nie, sy het lank tot die Here gebid en nou staan Eli aan die kant en hy kyk vir haar en Eli het stip na haar mond bly kyk, want as sy het gebid, het jy al agterkom baie keer as mense stil bid, dan beweeg hulle lippe nog steeds die woorde wat hulle eintlik bid in hulle hart. En dis wat Hanna hier gedoen het. Sy het gebid en haar lippe van haar mond het beweeg. Vers 13. Hanna het in haar gedagtes gepraat. Met ander woorde in haar hart, dis dieselfde. Net haar lippe het geroer. Eli kom toe kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy's dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy nog dronk bly? Loop word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord. En hoor wat sê Hanna? Dis die een wat stil bid. Dis die een wat daar so eenkant is, op sy eie, wat nie flashy is nie. Die een wat daar eenkant is. Nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diepte neergedruk is. Met ander woorde, ek sit met hierdie probleem, diepte neergedruk. Hoeveel van ons kan nie meer assosieer? Diepte neergedruk, wat ook al dit mag wees. Ek het nie wyn of bier gedrink nie, en dan sê sy die sin wat alles verduidelik. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Uitgestort. Julle uitstort is nie soos, dis nie uitstort nie. O foei. Dis nie uitstort nie. Ek gaan nie vir julle wys hoe lyk uitstort nie, anders almal nat. Uitstort is om regtig te, dis uitstort. Dis nie so 'n bietjie nie. Uitstort is om, jy los alles op die grond. Hier ek kan nie meer nie, want ek het nie meer nie. Dis uitstort. Bid jy so? Is jy besig om alles voor God te sit? Ek gaan nie, weer eens, gaan nie vaar. Wie het al vir 60 minute aan mekaar gebid?
30 minute? 10 minute? 5 minute? Minuut? Dit vat oefening. Weereens, jy gaan dit nie regkry op dag 1 nie. Jy gaan nie op dag 1, ek sê vir julle met 'n oop gemoed, ek is nie by 60 minute, ek is dan al by 30 minute. Maar dit vat oefening, dis nie dag 1, ewe skielik het jy al hierdie woorde nie, want waarvoor bid jy? As ek nou vir jou sê, right, ons gaan nou bid. Hoe lank gaan jy bid voordat jy goeders uithardloop? Dis hoekom ek sê, waar is jou gebedslysie? Waar is die goeders waarvoor jy moet bid? So met ander woorde, het jy dit al gedoen? Het jy al daai gedeeltes begin? Het jy met die proses al begin? Jy weet nou van die proses, so begin met die proses om tyd saam met God te spandeer, die hele tyd by hom te wees, meer en meer tyd saam met hom te spandeer, sodat jy in God se teenwoordigheid kan inbeweeg en jy's gemaklik daar, want jy gaan nie gemaklik wees daar in die begin nie. Ek het nou die dag met iemand gepraat, toe sê ek, hoe meer ek begin 'n Bybelstudie doen, want ek doen hier langsaan by Diensentrum doen ek Bybelstudie, en die Bybelstudies wat ek nou deesdae begin aanpak is soos in goed, ek sê altyd, as jy daar uitstap, gaan jy goed weet wat jy nooit voorheen geweet het. As ek besig is met daai Bybelstudie, dan kom ek agter hoe min weet ek van die Bybel. En hoe meer tyd ek saam met God spandeer, hoe meer kom ek agter, hoe skuldig voel ek oor hoe min tyd ek saam met God spandeer. Jy gaan dit agterkom, hoe meer tyd jy saam met God spandeer, hoe skuldig voel jy oor hoe min tyd jy saam met God spandeer, maar jy spandeer nou meer tyd as wat jy ooit saam met hom spandeer het, en jy voel nog steeds skuldig, omdat jy nie genoeg tyd saam met hom spandeer nie. Jy moet skoon word. Jy moet regverdig wees. Daai gedeelte sê vir ons, you must have a come clean moment. Ergens moet jy jou sonde gaan bely en vir God sê, Here, nie skoner nie, moet nie skoner word nie, ek moet skoon wees. Jy moet voor God kom staan. Kom bid gou hierdie stukkie saam met my, né? In jou hart. Maar lees gou die woorde daar wat jy moet bid. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, met ander woorde ondersoek het. Ondersoek my. Sien my onderes raak. En dan hierdie gedeelte is soos in, hoe? Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my, so as dit is, lei my op die beproefde pad, op die regte pad. Ondersoek my, God, en ken my hart. Toets my, en ken my gedagtes. As ek vir jou nou vra, as jy jou regterhand sê, nou maar so opsteek, en daar kom 'n projektor uit, en dit skyn so hierso, en almal kan dit sien. Wat gaan in jou kop aan? Hoe ons sal aan bitter skaam wees, is dit nie? Die goed waarna ons dink, en die goeders waaroor ons ongelukkig raak, en alles wat in jou lewe aangaan, goed wat ons verkeerd doen, dank die Here, dit sal nie gebeur nie. Maar is ons besig om hierdie te doen, dat ons vir God vra om saam met ons hierdie pad te stap, en saam met ons te gaan? As ons sondes, 1 Johannes 1:19-9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, dis God, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kom na God en vra vir hom opreg, Here, vergewe my sondes. Ons moet kom skoon staan voor God. Jy moet aanhou, laaste punt. Elia bid, daarso is 'n gedeelte in 1 Konings 18, waar Elia bid, en dan is daar hierdie klomp Baal aanbidders, en dan bid Elia, en dan sê hy op 'n stadium vir God, wil u nie asseblief hierdie bulle, en gaan lees die stuk, dit is ongelooflik mooi, waar al hierdie goeders gebeur, en dan bid Elia een keer, en hy sê, God, kom met vuur neer en kom vernietig dit, en dan vernietig God die bulle, die brandhout, die altaar wat hy gebou het, en die klomp water wat hy oor dit uitgegooi het, vernietig hy ook. Met een gebed.
En dan in 1 Konings 18 bietjie later staan hierdie gedeelte vers 36. Teen die tyd dat dit aandoffer geword het, die profeet Elia vorentoe gekom en gebid: Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel en dat U die dienaar is wat op die bevele van hierdie dinge doen. Antwoord my Here, antwoord my tog. Hierdie volk kan besef dat U Here God is en dat U is wat U hulle harte weer tot U kan bekeer. Een gebed. Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe, die grond, dit het selfs die water opgelek. Elia bid dit. Dan later, net so eentjie later, in 1 Konings 18 vers 44, en die 7de maal, nou moet Elia bid vir reën, en die 7de maal roep hy uit, so hy bid, hy sit en bid en hy bid en hy bid en hy bid, en dan stuur hy sy diensknegt uit, dan sê hy, gaan kyk gou of al reën is, dan kom hy terug die eerste keer, dan sê hy niks, en dan bid en bid en bid en bid en bid en bid hy weer, tweede keer, niks, derde keer, niks. Nou, dink gou by jouself, as jy so bid, jy stuur nie jou diensknegt elke 5 minute uit nie, jy bid vir 'n ruk, nou hulle sê nie hoe lank dit moet wees nie, maar ons weet Elia was 'n ernstige bidder gewees, so met ander woorde, kom ons sê dis 'n uur tussenin. Hy bid en dan stuur hy, kom niks, en dan hier by die laaste een, dan kom die diensknegte in, en die 7de keer wat hy gebid het, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see, so groot. Daar aan die ander kant oor die see, kom maar 'n wolkie op. En toe sê Elia, gaan op en sê vir Agab, die ou wat saam met hom was, span en trek af, want die reën gaan jou nou nie terughou nie. Met ander woorde, hy sê te vir hom, boetie, dit gaan nou reën soos wat jy nog nooit gesien het, jy moet hardloop. En dan reën dit so, dat alles vasval en dit is vreeslik. Toe aan die einde, jy vertel van die kat in die begin. So 2 weke daarna toe, gaan doen ek huisbesoek by mense, so eentjie van ons af. Ek stap daar in, toe ek so instap by die deur, lei die voordeur klokkie, klop in die deur, paar keer, klop weer, deur gaan oop, toe ek instap, toe sit daar katjie wat baie bekend lyk. Nou wil ek nie direk vir die mense sê, hoorie, daai is my katjie, nou dog ek myself, ek sê vir die mense, jong, hoe lank het julle die katjie al? Dominee, jy sal my nie glo nie, 2 weke. Ek sê, nou, hoe het julle die kat gekry? Dominee, my dogtertjie het aan my genek die hele tyd. Oor 'n kat. En ek dogter by myself, weet wat, ek gaan nou maar op 'n stadium vir haar probeer verduidelik. Sy sê toe vir die dogtertjie, kom ons kniel nou maar hierso in die tuin, en dan bid ons nou vir 'n kat. En as Jesus reg wil hê jy moet 'n kat hê, dan sal hy vir jou 'n kat stuur. Dominee, jy sal nooit glo wat gebeur toe nie. Dis nie 'n ware verhaal nie, moenie worry. Weet jy wat sê, op 'n bietjie meer ernstige noot. Hoe bid ons? Ek kan jou beloof, ons sê maar die storie is waar. Daai dogtertjie of seentjie het daar gesit en gebid. Jesus, ek wil asseblief 'n kat hê. En hier land jou katjie. Kan jy dink? Ek ken sulke stories wat ware stories is. Reën was net vir my beter. Sluit af. Bid om 'n basiese nederige versoek en of behoefte voor God se voete neer te lê. Soek om moeite, tyd en fokus toe te pas om God se wil na te jaag. Klop die voortdurende handeling en geduld om ingang te bekom. En dan die laaste ding wat alles mooi saamvat, hart. Om met 'n opregte, nederige, rein hart in afhanklikheid smeekend te pleit. Hoor gou dit.
om met 'n opregte, nederige, reine hart in afhanklikheid smeekend te pleit. Ondersoek jou gebedslewe. Ondersoek waar jy met God staan. Ons geloof is die enigste geloof wat 'n verhouding gebaseerde geloof is. God wil in verhouding staan met jou. As hy in 'n verhouding is met jou, gee hy vir jou wat jy vra. As jy dit so doen. Vra jou weer, waar is jou gebedslewe? Maar ek wil vir u vandag met 'n nederige, smeekende, pleitende hart vra. Help elkeen van ons, wat hier is, wat nie hier is nie. Wat weet van u, wat nog nooit gehoor het eers van u nie. Om daai hart te ontwikkel, wat smag na u. Wat daai hart wat eenvoudig nie kan werk sonder u nie. Here, sodat ons in die teenwoordigheid kan inkom, en dat ons ophou om goeders van selfsprekend te aanvaar. Here, maar dat ons daar kom op 'n punt wat ons kan sê, Here, ons kan eenvoudig nie sonder u nie. Maak nie saak wat ons doen nie, ons is afhanklik van u, 100%. So Here, help ons asseblief met dit. Help ons dat ons gebedslewe opskerp. Maar Here, dat ons dit kom doen met 'n rein hart. Dat ons eers inwaarts kyk voordat ons uitwaarts kyk. Dat ons eers na onsself kyk, dat ons onsself regmaak, sodat ons kan voor u kom staan as regverdige mense in u oë. Al is dit nie in die wêreld se oë so nie. Want u weet waar ons verhouding met u is. So help ons met dit. Help ons om te kan gaan en te kan gaan bid. En te kan vra vir goeders. Maar dat ons dit so doen dat ons dit met 'n verwagting doen. In plaas van met 'n wens.